Baie welkom by Agapai Gemeente Aanlyn en dankie dat jy gekies het om by ons aanlyn diens in te skakel. My naam is Dawie van Skoor en ek is die gemeenteleier by Agapai Gemeente en ek weet jy het soveel aanlyn opsies wat jy kan kies van wanneer dit kom by aanlyn dienste. Maar dankie dat jy hierso is. Ons wil dit graag vir jou die moeite werd maak. Ek weet en ons almal by Agapai weet die lewe is moeilik, die lewe is gekompliseer. En daarom wil ons vir jou inhoud skep en vir jou inhoud gee wat jou kan toerus en jou kan help om hierdie lewe suksesvol te leef. So, ons hoop jy geniet die diens en as jy daarvan gehou het, deel dit asseblief met iemand anders. Ons begin 'n nuwe reeks vanoggend en hierdie reeks se naam is Familie, die beste lê nog voor. Nou as jy dink aan jou eie familie, is dit nie baie goeie nuus nie, nê. So daar's een ding wat ons in gemeen het en dit is dat almal van ons behoort of op een of ander manier aan 'n familie. So dit is hoekom hierdie tema so aan almal van ons raak. Maar hier is die ding wat hierdie reeks en wat hierdie tema so uitdagend maak en dit is dat ons ervaring soveel verskil van mekaar. Party van ons is deel van 'n tradisionele gesin, familie, party van ons is deel van 'n saamgestelde familie, party van ons het dalk ons tweede of derde huwelik, party van ons maak ons eie kinders groot, party van ons maak dalk ander se kinders groot. Maar ons ervaring is so verskillend en met al hierdie verskille is daar wel iets wat ons in gemeen het. Ons het baie wat verskil van mekaar, maar ons het wel iets in gemeen. Wat het ons in gemeen? Ek het so 'n bietjie gaan dink en ek kon op 2 goed kom wat ons wel in gemeen het. Die eerste een is, as jy dink aan jou familie van oorsprong, dan het jy geen keuse in hierdie saak gehad nie, nê? Dis waar die gesegde vandaan kom dat jy kan jou vriende kies, maar jy kan nie jou familie kies nie. En miskien as jy net so 'n bietjie terugdink aan daai tienerjare, dan het jy miskien vriende gekies by wie jy gedink het, ek sal eerder by hierdie families wil bly as by myne. Ek meen, hulle eet ontbyt vir aandete, hulle slaap in die klere wat hulle vandag aangehad het, hulle het net so cool ma en pa en ek wens net my familie was meer soos hierdie familie gewees. En die rede daarvoor, hoekom ons so dink, is familie is moeilik. Familie het uitdagings. Daar is sekere goed wat ons van mekaar weet. As die woorde pa en ma en broer en suster by jou opkom, is dit nie sommer net neutrale woorde nie. Dis woorde waaraan emosie gekoppel is. So daar's goed wat ons van mekaar weet, daar was miskien groot vreugde gewees, daar was miskien hartseer, daar was chaos, daar was hierdie goeie herinneringe, maar daar was dalk ook nie sulke goeie herinneringe nie. En dit maak dat hierdie onderwerp so uitdagend is. Die ander ding wat ons in gemeen het, is dat jy dalk voel, niemand in jou familie is so slim soos jy nie. Okay, as jy nou so 'n bietjie dink aan jou familie opset en jy het dalk iewers langs die pad gedink, as almal net sou dink soos ek, of as almal net wou doen wat ek vir hulle sê. Miskien weer eens terug by jou tienerjare of dalk selfs nou, dink jy by jouself, met die volgende familiegeleentheid, gaan ek 'n spreekbeurt vat, en ek gaan vir hierdie familie sê, hoe kan ons binne 10 minute al hierdie rimpels uitstryk wat ons het? Dis nie so gekompliseerd nie. Jy moet net 'n bietjie vriendeliker wees. Jy moet net 'n bietjie minder drink. Jy moet net 'n bietjie terug gaan skool toe. As almal net vir my wil luister. As almal net soos ek gedink het. As almal net so slim soos ek was. En dan op 'n stadium, dan is dit heeltemal die teenoorgestelde. Dan dink jy by jouself, maar ek behoort mos te weet hoe hierdie ding werk. Ek behoort mos te weet hoe om te reageer. En jy voel net of jy op 'n plek kom waar jy net nie antwoorde het nie. En ek dink as ouers kom ons een of ander tyd almal uiteindelik
by daai plek uit, nee, as jy net dink aan, as jou kindertjies klein is, dan het jy al die antwoorde, en jy weet alles, want die goed waarmee hulle na jou toe kom, weet jy, en jy kan hulle leer. Maar die van ons wat miskien heel wat groter kinders het, tieners of jong volwassenes, sal dalk weet dat daar kom 'n stadium wat jy net voel, jy weet nie meer so baie soos wat jy geweet het nie. Maar hierso is die uitdagende ding. Wanneer jy die Bybel vat en jy maak hom oop en jy sê vir jouself, wat kan ek leer van familie? Dan is dit baie vreemd om agter te kom dat daar nie baie goeie voorbeelde van familie in die Bybel is nie. Ek meen, vat nou maar net Jesus se familie, wat jy sal dink is die perfekte familie. Hulle is in Jerusalem, hulle stap terug Nasaret toe en hulle vra op 'n stadium vir mekaar, hoorie, waar is Jesus? Weet jy waar is hy? Nee, begin ek onder mekaar beklei. Hulle het hom vergeet. In Nasaret, ag in Jerusalem, as jy die storie ken. Ek meen, wie doen dit? Moenie hande opsteek as enigiemand is wat dit miskien ken nie. Dink maar net aan waar familie begin het, nee, Adam en Eva. Hoe lank het dit goed gegaan met hulle? Nie baie goed gegaan nie, nie baie lank goed gegaan nie. Hulle het hierdie perfekte omgewing gehad waarin hulle geleef het, tog het Adam besluit om sy vrou bo God te kies. En John Eldridge, hy skryf in een van hierdie boeke van hom, dan skryf hy, in die tuin van Eden het die man die vrou bo God gekies en sedertdien kies mans hulle vrouens bo God. As baie waarheid in dit wat hy gesê het. So van die begin af het dinge eintlik begin verkeerd loop. As jy net dink aan die heel eerste moord wat opgeteken is in die Bybel, dan is dit tussen twee broers, Adam en Eva se kinders. As jy net dink aan die eerste burgeroorlog wat daar was, dan was dit tussen pa en seun, Dawid en sy seun. So duisende mense sterf as gevolg van dit wat ons nou lees, en dan dink ons by onsself, maar kon iemand dit nie net opgelos het nie? So wanneer jy die Ou Testament lees oor familie, is dit eintlik net vol slegte voorbeelde. Maar dan gebeur daar iets baie interessants. En ek weet nie, hoe kan ek dit vanoggend aan jou kommunikeer, laat ons die volle gewig daarvan sal kan verstaan nie. In die Nuwe Testament begin Paulus te verkondig dit wat Jesus geleer het. En die idees wat Jesus gegee het, was vir daai eerste eeuse mense in hulle konteks heeltemal nuut. Heeltemal vreemd, want geen ander kultuur of samelewing se families was nog ooit gebou op hierdie idees wat Paulus begin verkondig van wat Jesus geleer het nie. Hy het begin verkondig dat Jesus geleer het dat die waarde van, of dat daar waarde is aan mans en vrouens en kinders. En ek gaan vanoggend so vinnige oorsig uit die Nuwe Testament gee oor wat kan ons leer oor familie, en wanneer ek hierdie verse lees, gaan jy onmiddellik by jouself dink, maar ek ken dit. Dis oudtyds, wie ken dit nie? En dis presies wat ek hoop ek vanoggend sal kan oordra, is die gewig daarvan, is dat in hulle konteks, toe dit die eerste keer gespreek was dit absoluut nuut en vreemd gewees. Niemand het nog ooit 'n kultuur gesien wat daarvolgens funksioneer nie, veral nie wat hy sê oor vroue en kinders nie, want dit was 'n kultuur waar vroue min status gehad het, en waar vroue eintlik maar net beskou was as eiendom. En selfs kinders, wanneer Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom, dan is dit nuut, dis vreemd, want kinders mag nie tussen volwassenes wees nie. Vir ons is dit normaal, as Jesus sê, laat die kindertjies na my toe kom. Maar in hulle konteks, in die eerste eeu, in hulle tyd, was dit alsbehalwe normaal gewees. Kinders mag nie tussen volwassenes kom nie, en dan sê Jesus, hulle mag, want julle het iets om by hulle te leer.
dan sê hy die koninkryk van God is juis vir kindertjies soos hulle. Met ander woorde, julle moet die koninkryk ontvang soos kinders. Julle kan iets by kinders leer, en in daai konteks was kinders eers belangrik wanneer hulle oud genoeg is om te kan begin werk en iets kan begin beteken. So dis ongehoord om kindertjies tussen volwassenes in te roep en te sê, julle kan iets by hulle leer. So Paulus kom en hy verhoog die status van vroue en kinders. Geen kultuur voor dit het nog ooit 'n samelewing gesien funksioneer op die aanname dat vrouens dieselfde waarde as mans het nie. Nou hier is iets wat ons moet weet. In elke kultuur wat 'n Bybelse uitkyk op die lewe omhels het dit beter gegaan met vrouens en kinders. In elke kultuur wat 'n Bybelse uitkyk verwerp het vrouens en kinders daaronder gelei. In die Nuwe Testament maak die deur oop vir vrouens en kinders op 'n manier wat geen ander kultuur of samelewing dit nog ooit gedoen het nie. So die dinge wat Paulus sê, wat ons vandag gaan lees, was verstommend geweest in hulle kultuur. Dalk vir ons normaal, maar vir hulle was dit vreemd, vir hulle was dit heeltemal nuut. Vir mans het dit teleurgestel en vir vrouens en kinders het dit hoop gegee. En die kern daarvan, van wat Paulus gaan verkondig, is dat toe Jesus kruis toe gegaan het hy gesterf vir mans en vir vrouens en vir kinders. Met ander woorde, toe hy kruis toe gegaan het hy vir almal gesterf. Dit het vroue burgers van die koninkryk van God gemaak. En in hulle konteks kon vrouens nie eens burgers wees van hulle eie lande nie. En hier kan hulle nou burgers van die koninkryk van die hemele word. Hulle was op gelyke vlak met mans en kinders. So weer eens, dit wat alledaags lyk vir ons, het die eerste eeuse Christene op daai stadium nie geweet, wat gaan ons hiermee maak nie? Hoe gaan ons hierdie verwerk nie? Hoe kan dit die norm word in ons kultuur en in ons samelewing? So die mense wat die meeste geraak word, wanneer 'n Bybelse uitkyk op die lewe verwerp word, is definitief vrouens en kinders. En ons sien ook dat die mense wat die gouste in armoede verval, wanneer die huwelik verlaat word, is dit vrouens en kinders. So 2000 jaar gelede het Jesus in die lewe of in die samelewing hierdie lewe ingeblaas, dat mans en vrouens en kinders aan die voet van die kruis gelyk is. En Paulus sê, in die lig daarvan, hier is hoe familie moet funksioneer. Kom ons kyk wat sê hy vir die Efesiërs. Hy sê, kinders, en ons hou baie van hierdie enetjie, omdat julle aan die Here verbonde is, moet julle aan julle ouers gehoorsaam wees. Dit is mos die regte ding om te doen. En dan sê hy aan die Kolossense, vroue, wees aan julle mans onderdanig, soos dit pas by mense wat met Christus een is. En ek dink vrouens het dadelik vir hom gesê, hoorie, maar jy ken nie my man nie. En toe sê hy, okay, ek kom by die mans. Mans, julle moet julle vroue lief hê en julle moenie gruwe teenoor hulle opbou nie. Okay, so dit het great begin, hè. Maar hoekom eindig hy dit nou so? En dit is omdat in daardie tyd het mans 'n hardheid gehad teenoor hulle diere, teenoor hulle perde, teenoor hulle honde en teenoor hulle vrouens. Vrouens was min werd. Vrouens was nie as veel meer werd beskou as hulle perde en hulle honde nie. So Paulus sê, dit is verby. Ons gaan dit nie meer so doen nie. Nou gaan jy lief hê. Jy gaan nie besit nie, jy gaan nie net gebruik nie, en jy gaan nie vir elke geleentheid soek om te vervang nie. Jy gaan lief hê, en jy gaan nie hard teenoor hulle wees nie. Met ander woorde, as jy 'n Christen man is, dan is dit belangrik hoe jy jou vrou behandel.
Weereens, dit klink vir ons baie normaal, maar hulle het heeltemal anders gefunksioneer. Dit was splinternuut in hulle konteks dat vrouens en kinders die status van mans het. En dan sê hy verder vir die Kolossense, ouers. Nou as jy in jou vertaling gaan lees, gaan jy heel waarskynlik die woord pa of vader kry, want dit was spesifiek op hulle gerig. Die nuwe lewende vertaling sê vir ons, ouers, moenie aanhou fout vind met julle kinders, sodat hulle moed verloor nie. So die nuwe lewende vertaling verduidelik vir ons, dit geld tog vir albei ouers, maar dit is spesifiek in daai konteks gerig aan vaders en aan paas. En dit gebeur eintlik so maklik, nê. Ek is ook 'n pa. Jy bedoel dit positief. Dit wat jy sê is waar. Dit wat jy sê is reg. Maar die manier waarop jy dit sê, sit dalk 'n las en 'n moedeloosheid op hulle. En ons gaan later in hierdie reeks gaan ons 'n bietjie spesifiek daaroor gesels, maar weet hierdie is dat maas, julle woorde aan julle kinders weeg omtrent 10 kg. En paas, julle woorde aan julle kinders weeg omtrent 100 kg. Paas kan presies dieselfde as maas sê, maar dit voel anders. Dit raak anders, dit tref anders. Die beste van alles is Paulus het dit 2000 jaar gelede al geweet. Hy sê nie, vrouens, moet julle nie julle kinders moedeloos maak nie. Hy sê mans, hy sê paas, wees versigtig wat julle sê, want julle woorde dra gewig. Hoor wat sê Petrus. Petrus sê, en julle, mans, behandel julle vrouens met respek. Weereens, dit klink vir ons normaal, né? Met ander woorde, neem jou vrou in ag. Maar dit was alsbehalwe normaal in hulle konteks gewees. Ek meen, watter waarde kan sy nou in elk geval bydra? Wat help dit ek neem maar in ag? Dit was hulle mindset. Onthou, baie van hierdie mans het nie eens hulle eie vrouens gekies nie. Hulle ouers het namens hulle vrouens gekies. Hier is 3 dogters, een van hulle is ongetroud, julle het 'n seun wat ongetroud is, kom ons maak 'n plan, kom ons sorg gou hierdie ding uit. Woep, so maklik soos dit. En hulle sê vir Petrus, respekteer, neem in ag, hierdie vrou wat ek nie eens vir myself gekies het nie, wat in my lewe is, wat ek nie eens gekies het, wil ek in my lewe hê nie. Petrus sê, ja, respekteer haar. Dan gaan Petrus aan, dan sê hy, leef saam met jou vrou in die besef dat, al is sy fisiek swakker as jy, sy saam met jou deel in die lewe wat God as geskenk gee. So hy kom en hy sê met ander woorde, mans, ek wil julle net herinner dat Christus vir jou vrou ook gesterf het. Nie net vir jou nie. Julle deel die lewe wat God gegee het. Julle het dieselfde hemelse Vader. Hoor hoe eindig hy hierdie gedeelte van hom. Hy sê, as jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. En dis omtrent dit wat ons leer oor familie. So as jy nie terugkom van die res van die reeks nie, mans, neem jou vrou in ag, vrouens, werk saam met jou man, kinders, luister vir julle ouers, en paas, wees versigtig wat julle sê, want julle woorde dra gewig. En hier is die werklikheid. Jy kom nie uit 'n familie uit wat perfek was nie. En die familie wat jy nou het, is ook nie perfek nie. Daar's 'n verskil tussen die werklikheid, die plek waar jy as familie op hierdie stadium is, en die ideaal, die plek waar jy as familie kan wees. En as gevolg daarvan is daar 'n spanning. Jesus het oor en oor
wanneer hy gepraat het oor die verhouding tussen mans en vrouens, maar veral ook oor families, het hy gewys wat reg en goed is, wat ideaal is. Maar hy het nooit die wat dit nog nie bereik het nie, die wat foute gemaak het hy nooit gediskwalifiseer nie. Jesus het baie keer die ideale prentjie gewys en gesê die koninkryk van die hemele is soos dit. Die koninkryk van die hemele is soos dit. Hy help mense om te sien hoe dinge behoort te wees. So wat Jesus gedoen het, is dat hy het in elke situasie gekom en dan het hy die standaard gelig. Byvoorbeeld, in die eerste eeu was die standaard gewees dat jy mag nie egbreek pleeg nie. En hulle het geweet wat dit beteken. Hulle het geweet, ek mag nie ontrou wees in die huwelik nie. Dis die standaard. Maar hulle het gedink, dit is net uit die hart van die saak, obviously, 'n fisiese daad. En hier kom Jesus op die toneel, en hy vat dit, en hy lig die standaard. En hy sê, nee, dit gaan dieper as dit. Selfs al het jy net verkeerde begeertes teenoor iemand, selfs al kyk jy met verkeerde begeertes, het jy klaar egbreek in jou hart gepleeg. Met ander woorde, as jy in jou gedagtes verkeerd is, dan is jy skuldig. En toe Jesus dit gesê het, het elke man in die gehoor skuldig gevoel, miskien elke vrou ook, maar hy het 'n standaard kom neem en hy het dit verhoog en mense het besef, selfs ons gedagtes maak ons skuldig. Wat doen ons hiermee? Jesus se benadering was nie diskwalifikasie nie. Sy benadering is genade. Die standaard raak hoër, maar die genade raak ook groter. Dit wat hy van ons vra, dit wat hy van ons verwag, word moeiliker, maar die vergifnis word meer. En al kom hy en hy lig daai standaard, sluit dit nie enige iemand uit nie. Dit sluit nie mense uit wat nie by die standaard uitkom nie. Ons sien oor en oor sy uitnodiging raak net al hoe wyer. So dit is wat mense telkens 'n bietjie ontwrig het, en ons reaksie daarop is dat ons neig om dikwels na een van twee uiterstes toe te gaan. Of ons gaan na waarheid toe, dis hoe dit is, geen genade nie, of ons gaan na absolute genade toe. Dis oké. Geen waarheid nie. Maar daar's 'n spanning in die middel. En die manier hoe Jesus hierdie spanning oplos, is nie om een van hierdie twee kante te kies nie. Hy vat albei, en hy bring albei bymekaar. Genade en waarheid. Die vrou wat gebring word, wat oorspel gepleeg word, genade en waarheid. Genade, ek veroordeel jou nie. Waarheid, gaan en moenie weer gaan sondig nie. Ja, hy leer mense en hy wys mense na die ideaal toe, maar hy diskwalifiseer nie die wat dit nog nie bereik het nie. So daar's 'n spanning tussen die werklikheid en die ideaal. En die vraag vir my en vir jou vanoggend is, gaan ons in die versoeking val om hierdie ideaal uit die oog uit te verloor? Al gaan dit dalk nooit ons werklikheid wees nie? Of gaan ons hierdie ideaal omhels? Al gaan ons dit nooit perfek uitgeleef kry nie? Of gaan ons die maklike stap kies en besluit, weet jy wat, ons werklikheid is ons normaal? Ek los daai vraag by jou, want daar is 'n spanning omtrent dit. So tot nou toe het ons gelees dat Jesus vir mans en vrouens gelyk ag aan die voet van die kruis. Familie is vir hom baie belangrik.
En nou gaan ons 'n familievoorbeeld gebruik om verder te praat oor 'n hartseer deel van verhoudings. En ek het baie respek vir die verhouding waarin jy tans leef. Ek het baie respek vir die seer wat jy miskien al ervaar het. Maar kom ons leer by Jesus. In Jesus se tyd het mans hulle vrouens verlaat vir enige en elke rede. Kom ons hoor wat sê Matteus. Hy sê, daar het fariseërs na hom toe gekom, dis nou na Jesus toe, in 'n poging om hom in 'n stryk te laat trap. So hulle kom nie om te leer by hom nie, hulle wil hom in 'n stryk laat trap. En hulle vra hom toe, mag 'n man sommer oor enige onbenulligheid van sy vrou skei? Met ander woorde, is dit toelaatbaar volgens die wet van Moses, dat 'n man sy vrou sommer net kan verlaat vir enige en elke rede. En dis iets wat ons in hulle konteks weer eens moet verstaan. Hulle het nie die proses van egskeiding gehad, die formele proses soos wat ons gelukkig vandag het nie. In hulle konteks in 'n Joodse gemeenskap in die 1ste eeu, as 'n man nie meer by sy vrou wou wees nie, kon hy net vir haar gesê het, ek skei jou, ek skei jou, ek skei jou. Geen prokureurs, geen fooie, geen hofsaake. Ek skei jou, ek skei jou, ek skei jou. En dan moes 'n vrou haar goed pak en sy moes gaan. As 'n vrou besluit het, ek wil my man verlaat, sorry, jy's vas. Vrouens kon nie uit die huwelik uitkom nie. Vrouens het nie regte gehad nie. So die egskeidingswet was eintlik heel eenvoudig. As 'n man sy vrou wou verlaat, kon hy dit doen vir enige en elke rede. Maar toe hoor hierdie gemeenskap dat Jesus besig is om iets te leer oor dit. En dat dit klink of dit dalk 'n bietjie bots met wat Moses se wet sê. En daarom het hulle gereeld Jesus se gesag bevraagteken en sy identiteit ondermyn. Want hulle het gesê, as hy dan nou van God af is soos wat hy sê, dan moet dit wat hy ons leer en dit wat die wet van Moses sê mos in lyn wees. En dan antwoord Jesus hulle met die volgende woorde. Hy antwoord hulle, het julle nie in die skrif gelees, met ander woorde, julle is skrifkenners, okay? Julle is studente van die woord. Het julle nie daar gelees dat die Skepper die mens van die begin af man en vrou gemaak het nie? So die fariseërs kom en hulle vra vir Jesus oor iets in hulle werklikheid. Dit was hulle werklikheid. 'n Man kan 'n vrou verlaat vir enige en elke rede. Jesus, mense sukkel, verhoudings werk nie uit nie, mense verander, mense ontmoet ander mense, verstaan jy? Kan 'n man sy vrou los vir enige en elke rede? Obviously kom hulle om te toets, nee, hulle weet wat sy antwoord. Die antwoord in hulle konteks is ja, hy kan dit doen. En dan besluit Jesus, kom ons gaan terug na die begin toe. Kom ons gaan terug na die oorspronklike bedoeling toe. Julle het nou vir my julle werklikheid verduidelik, and I get that, ek verstaan dit, maar kom ek julle net gou die ideaal wys. Dis hoe dinge bedoel was om te wees, niks het intussen verander nie. En ewe skielik skep Jesus spanning tussen hulle werklikheid, waar hulle is in hulle lewe, en die ideaal. En hulle raak ongemaklik met hierdie spanning, want hulle het gekom om hom te toets, en nou begin hulle hom vra. Hulle het nie gekom om iets te leer by hom nie, hulle het gekom om 'n punt te bewys. En daai spanning veroorsaak dat hulle begin belangstel, en dat hulle begin vra. Daai spanning tussen die werklikheid en dit wat ideaal is. En hulle weet nie wat om met hierdie spanning te maak nie. Kies ons die werklikheid waarin ons is, of kies ons die ideaal? En Jesus kom nooi vir my en vir jou om te leef met daai spanning. Nie as 'n verskoning om af te water dit wat reg is nie, maar as 'n oproep om ook waarheid en genade te omhels. Die ideaal wys vir ons die regte pad, en ons werklikheid hou ons nederig. En dan gaan Jesus aan.
En die skrif sê verder, daarom sal 'n man sy ma en pa veragterlaat en hom by sy vrou voeg, so sal hulle tot een liggaam verenig word. Hulle is dus nie meer twee nie, maar een liggaam. Wat God so saamgevoeg het, mag 'n mens nie, ook nie Moses nie, ek verstaan dis julle werklikheid, uit mekaar skeer nie. So Jesus besef dat hulle nie die huwelik verstaan nie. Hy vat hulle heeltemal terug na die heel eerste huwelik toe en hy sê vir hulle om dit wat God saamgevoeg het nie uit mekaar uit te haal nie. Nie vir enige en vir elke rede nie. So Jesus weet dat daar 'n werklikheid is. Hy ken die werklikheid waarin ek en jy ook is. Hy ken menslike gebrokenheid. Maar hy ken ook die ideaal. Hy ken ook God se ontwerp. En sy benadering tot hierdie spanning tussenin is nie om een van die twee kante te ontken nie. Hy erken albei, want albei is daar. Daar's my en jou werklikheid waarin ons onsself bevind en daar is God se ideaal. Met ander woorde, ek verstaan dinge werk nie altyd uit nie, sê hy. Ek verstaan ons moet 'n manier vind om vrouens te beskerm teen hierdie mans wat al die mag het en al die regte het. Maar ek wil nie hê ons moet uit die oog uit verloor dat dit ooit die plan was om vir enige en elke rede uit mekaar uit te gaan nie. Hoor wat vra hulle om volgende. Hulle vra hom, maar waarom het Moses dan gesê 'n man kan sommer net vir sy vroue 'n skeidokument gee en haar dan laat gaan? En hy sê vir hulle, Moses het egskeiding toegelaat as 'n toegewing aan die sondige hardheid van julle harte, maar dit was nie wat God oorspronklik bedoel het nie. So wat doen ons met hierdie spanning tussen werklikheid en ideaal? Wat van mense wat mekaar verlaat het? Jesus se benadering is nie diskwalifikasie nie. Jesus se benadering is waarheid en genade en daai spanning is belangrik. En dit is waar ons dit vandag gaan los. Verder in hierdie reeks gaan ons na nog voorbeelde kyk, maar vandag stop ons eers hier. So ek wil vir jou sê, as jy nie 'n Christen is nie, of jy is nog besig om 'n besluit te maak, jy is nog nie seker van hierdie hele Bybel ding nie, dis oké. Ons verstaan dit. Daar's baie goed wat gebeur, daar's baie vrae, daar's baie goed wat maak dat jy dalk besluit om nie te glo nie. Maar as jy 'n Christen is, dan nooi Jesus jou om hom te volg en om hierdie spanning tussen die werklikheid en ideaal te dra. Om saam met daai spanning te leef. Die vraag is, gaan ons 'n standaard aanvaar, al het ons dit dalk al gemis, of al gaan ons dalk nooit perfek leef nie, of gaan ons die standaard aanpas om beter te voel by ons werklikheid. En die waarheid is dat Jesus se woorde ons soms ongemaklik laat voel, soos oor mense wat mekaar verlaat. Dit daag ons uit, dit skep 'n spanning. En dieselfde gaan gebeur met ander gedeeltes wat ons ook in hierdie reeks gaan gebruik, maar is ons bereid om met hierdie spanning saam te leef? Is ons bereid om die ideaal te erken, selfs wanneer ons dit dalk gemis het, en te glo dat God se genade groter is as ons mislukkings? Of kies ons om die ideaal te verander sodat dit beter pas by ons werklikheid? En as ons dit doen, dan verloor ons iets baie belangriks. Ons verloor die spanning tussen die werklikheid en die ideaal. En daai spanning is baie belangrik.
As dit nie vir daai spanning is nie, dan gaan jy net terugval na jou werklikheid toe. Jy gaan net bly by die werklikheid. Maar daai spanning help ons om uit te reik, om iets aan te doen, om te gaan vir daai ideaal. Al gaan dit dalk nooit jou werklikheid wees nie. Al gaan jy dit dalk nooit perfek kan uitleef nie. En miskien as jy nie 'n Christen is nie, hierdie is op jou ook van toepassing. As jy nie 'n Christen is nie en jy het miskien al dit ervaar om verlaat te word, is ek seker dat jy nooit vir jou kinders dit wil hê nie. Ongeag of jy Christen of nie Christen is nie. Die pyn wat jy al ervaar het, is dat jy 'n beter huwelik vir jou kinders begeer. En is dit nie interessant dat daar tog iets diep menslik binne in ons is wat nooit die ideaal wil verlaat nie? Veral nie as dit kom by jou kinders of jou kleinkinders nie. Ons wil altyd iets beter hê vir die volgende generasie. So moenie die ideaal uit die oog uit verloor nie. Jesus nooi ons om sekere waardes waaroor ons vandag gelees het, wat eens die wêreld verander het, weer ernstig op te neem. Dit het bygedra tot die waardigheid van vroue, mans en kinders. Ja, ons maak foute, maar die antwoord is nie om die standaard te verander, om beter oor onsself te voel nie. Dit is om te bly leef met die spanning wat tussen die werklikheid en die ideaal is. So daar's genade vir almal, daar's vergifnis vir almal, en as jy 'n Christen is, dan is jy 'n erfgenaam van die koninkryk van God, ten spyte van jou mislukkings. En vandag was net 'n inleiding tot hierdie reeks. Miskien stap jy uit met meer vrae wat jy ingekom het, en dit is oukei. Daarom moet jy die res van hierdie reeks volg en bywoon. Volgende week gaan ons vir jou 'n vraag vra, en ons gaan hom hier behandel, en jy gaan hom na jou huis toe vat, na jou familie toe vat, en julle gaan saam daai vraag antwoord as familie, en ek verseker jou, daai vraag gaan alles verander. En die beste van alles is, of jy 'n Christen is, of jy nie 'n Christen is nie, dit gaan vir jou presies dieselfde doen. So jy wil dit nie misloop nie. As ek vanoggend hier klaar gebid het, en mense is besig om uit te beweeg buitentoe, dan is jy welkom om vorentoe te kom as jy oor enigiets wil gesels of saam met iemand wil bid. Kom ek bid vir ons. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom vandag toe na U toe met eerlike harte. U ken ons families, ons vreugdes, U ken ons wonde, U ken ons geskiedenis, en U ken ook ons ideaal. U ken ook ons hoop. U weet van die spanning wat ons soms voel tussen wat ons leef en wat ons wens ons kan leef. Dankie dat U woord vir ons 'n pad wys. 'n Ideaal wat U vir ons gee. En selfs wanneer dit ons uitdaag en ons konfronteer, is dit vir ons beswil. Dankie dat U nie net waarheid gee nie, maar dankie dat U genade ook nooit tekort skiet nie. Here, help ons om nie die standaard te verlaag net om ons gemak te beskerm nie, maar ook nie om dit te dra sonder U krag nie. Leer ons om in daai spanning te leef met nederigheid en met wysheid en met afhanklikheid vir U. En vir elke persoon wat seer dra in hulle familieverhoudings, vra ek vir U, bring genesing. Vir elke persoon of ouer wat moeg is, vra ek vir U, gee daai geduld en gee genade. Vir elke kind wat miskien verward is, Here, gee veiligheid en gee vir hulle rigting. Vir elke huwelik wat sterk is, maak dit net nog sterker. Vir elkeen wat gebroken voel, Here, wees U asseblief die herstel. Leer ons om lief te hê soos U lief het. Leer ons om te vergewe soos wat U vergewe het. En om te leef met ons
oë gerig op U en op U koninkryk. Selfs terwyl ons volmaakte wêreld leef. Ons vertrou U met ons families, ons toekoms en ons harte. Dankie vir die liefde van God, dankie vir die genade van Jesus Christus en dankie vir die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En ons almal sê, Amen. Geniet die res van jou Sondag.